Kom ons word stil met Psalm 104, daarvan vers 31 af, en dit lees as volg. Mag die majesteit van die Here vir ewig duur. Mag die Here hom verheug in sy werke, hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat aan die berge raak en hulle rook. Ek wil vir die Here sing solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Mag die majesteit van die Here vir ewig duur. Aan die gemeente van Carletonville, die Here groet julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle ook sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Goed, vanmôre gaan ons begin met ons Pinksterreeks eintlik na regte. So ons gaan begin met die vraag, wie is die Heilige Gees? En ons begin vandag, alhoewel die gewone Pinksterweek eers van maandag af is, maar daar was soveel temas wat ek baie graag wil aanspreek, dat ek gedink het, ek wil al begin vandag met die eerste tema. So, ons gaan vanmôre stilstaan by Johannes 14, vers 15 tot 17, maar voor ons dit lees, kom ons bid net so. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike groot voorreg is dit vir ons elkeen om hier te wees, nie, om so op 'n Sondagoggend in U teenwoordigheid te kan kom. En dankie Here dat ons weet U is hier teenwoordig as Vader, Seun en Heilige Gees. En Gees van God, ons bid vanmôre veral ook dat U sal kom en dat U ons harte sal gereed maak, dat ons harte soos vrugbare grond sal wees waarop die saad van die woord sal val. En Here, ons elkeen se lewe is so vol en so besig en daar's dinge wat moet gebeur en ons dink al aan die week wat voor lê en dalk is daar dinge wat verby is en die week wat verby is wat gebeur het, wat nog nie afgehandel is nie, wat ons ook nog moet klaarkry. En dit maak baie keer ook wanneer ons so stil word, net moeilik om te konsentreer en te dink. En daarom Here, is dit my gebed vanmôre dat U vir ons elkeen ook sal kom aanraak. Gees van God, maak dit stil in ons harte, maak dit stil in ons gedagtes, sodat ons werklik kan hoor wat U woord vir ons kom sê. En Vader, ek wil ook vra dat U my sal kom oordek. Kom vul my met die Gees, sodat wanneer ons vanmôre saam praat oor die woord, en veral oor die Gees, Here, dat dit sal wees met die wete dat U ook vir ons hierdie boodskap gee. En dat ons kan vashou aan die woord. Vader, kom lei ons vanmôre in hierdie erediens en mag U al die eer en al die lof ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. 'n kort skriflesing vanmôre, Johannes 14 vers 15 tot 17. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur en om vir ewig by julle te wees. Die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien en hom nie ken. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Is 'n ongelooflike belofte wat die Here vanmôre vir ons uit hierdie gedeelte maak. En die groot vraag waaroor ons in die begin moet stilstaan, heel in die begin, is: wie is die Heilige Gees? Wie of wat is die Heilige Gees? Dit is kerkgroepe wat natuurlik sê dat die Heilige Gees of groepe gelowiges, ons weet nie altyd of mense hulle Christene kan doen nie, maar wat sê dat die Heilige Gees is nie 'n persoon nie. Die Heilige Gees is 'n krag. Is iets. Maar die Heilige Gees is nie 'n persoon. En wanneer ons praat oor die Heilige Gees, julle sal onthou dat ons gepraat het oor Jesus, het ons weer stil gestaan by die gedagte dat Jesus waarlik God is. En dat ons lees in Hebreërs byvoorbeeld waar Jesus sê dat hy is die ewebeeld van die wese van God. En dit beteken dat hy waarlik God self is. Dat hy God is. En as ons praat oor die Heilige Gees, moet ons verstaan, ons praat nog steeds van dieselfde Godheid. Vader, Seun en Heilige Gees. En die Heilige Gees is een van die persone
binne in die wese van God. So ek maar net weer julle kan herinner aan daai ou beeld wat ek altyd gebruik van die drie-eenheid van God, en dit is soos 'n mens, soos ek en jy ook maar is. Ek is hierso vanmôre staan ek voor julle as predikant, maar ek is ook 'n man vir my vrou, en ek is ook 'n pa, en ek is ook 'n oupa, en ek is ook 'n vriend, en ek is baie ander dinge. Ek was 'n tyd in my lewe 'n seun en 'n kind gewees in 'n huis wat groot geword het, en ek is 'n broer, en ek het baie rolle. Dit beteken nie ek is 'n persoon met 'n veelvuldige persoonlikheid nie, of 'n skizofrenie of iets van die aard nie. Maar ons elkeen van hulle, as jy na jou eie lewe gaan kyk en in jouself dink, sê maar ek het ook daai rolle wat ek in my lewe het. En baie keer fokus jy op die een rol as belangriker as die ander rolle. Baie keer is jou my predikant wees belangriker as my pa wees, maar ek hou nooit op pa te wees of 'n man vir my vrou te wees. Ek is altyd. Maar baie keer is die rol wat ek speel, die verantwoordelikheid wat ek het, is die van predikant. En net so dit met julle ook. Elkeen van julle het 'n rol wat op sekere tye belangriker is as ander tye. Dit maak nie van ons drie mense nie. Dit maak nie van ons drie entiteite nie. Soos ek sê, dit maak nie van ons skizofrene of persone met multiple persoonlikhede nie. Dit is net hoe ons gemaak is. En as ons moet dink aan 'n beeld, en ek weet, daar's baie tekortkoming aan die beeld ook, maar wat vir my dit net altyd die maklikste maak, is om te dink dat God het op verskillende tye gekom, en om op verskillende tye verskillend aan ons voorgestel. Daar was tye gewees waar hy as God voor ons gestaan het, God die skepper, en wat hy die wêreld gemaak het. Dit het nie beteken dat die Seun en die Gees nie daar was nie, want as ons reeds na Genesis toe blaai, dan staan daar in Genesis 1, toe die aarde woes en leeg was, wat het gebeur? Die Gees van God het oor die water gesweef. En hoe het God geskep? Hy het gesê, en laat dat hy sy woorde gebruik. So die Gees was daar, en die woord was daar. Wat lees ons van die woord in Johannes 1? Hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God gewees. Met ander woorde, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en die mense het hom nie herken nie, as die Here nie. Na wie praat hy daar? Van wie praat hy? Hy praat van Christus. Met ander woorde, die woord. En as jy later gaan lees, is Paulus skryf in Filippense 2 en Kolossense en baie van die ander briewe, dan praat hy van Jesus en dat God deur hom geskep het. Deur hom is alles gemaak. Selfs tot in Openbaring lees ons dat alles deur hom geskep is en tot hom en vir hom geskep is. So, Vader, Seun en Gees was in die skepping betrokke, maar dit was Vader as skepper wat geskep het. Terwyl hy deur die Seun sy woord gebruik het om te skep, en die Gees was daar in sy teenwoordigheid gewees. Maar Vader, Seun en Heilige Gees was daar. Kom ons dink aan die doop van Jesus. Daar in Markus 1, as ons sal lees, dan vers 8, dan lees ons van die doop van Jesus. Dan sien ons dat toe Johannes die Here gedoop het, en die stem van die Vader gesê, dit my Seun in wie ek welbehaag het, en 'n duif het op hom neergedaal, en die Gees, in die vorm van 'n duif, het op hom neergedaal. Vader, Seun en Heilige Gees. So die Seun en die Gees is persone, of persoonlikhede van die Godheid, van die wese van God, wat op sekere tye in die geskiedenis na vore gekom het, 'n belangrike rol gespeel het as ander tye. Tyd as skepper, Vader wat geskep het, en hy is dit nog altyd. Hy hou nog altyd aan met skep en onderhou en sorg en regeer. Hy het nooit opgehou daarmee nie. Hy is ook onderhouer van ons elkeen. Hy is iemand vir ons sorg. Hy is ook in die tweede plek die verlosser. Die een wat gekom het, wat alreeds daar vir Abraham gesê, ek sal in julle plek, sal ek die verantwoordelikheid vat, toe hy die verbond met Abraham gesluit. En het God gekom en vir ons ook die verlosser geword in die vorm van Jesus Christus. En die mens van Jesus het hy God geword, waarlik God, waarlik mens. En vir 33 jaar het hy op die aarde geleef tussen ons as mense, sy woord bekend gemaak. En toe Jesus klaar was met sy werk, so wat ons donderdag stilgestaan het by die hemelvaart, het hy opgevaar na die hemel. Sy werk is voltooi.
Maar hy het 'n belofte gemaak voor hy weggaan. Hy het gesê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander trooster gee. En dis die trooster wat sal kom om julle te leer en te lei in die waarheid. Dis ook in Johannes 16 sê hy iets soortgelyk. Dis belangrik dat ek moet weggaan, sê ons in Johannes 16, want as ek nie weggaan, kan ek nie terug opgaan na die hemel en kan ek en die Vader met die Gees na julle toe stuur. So die hemelvaart moes plaasvind, die weggaan van Jesus, sy werk moes afgehandel word, sodat hy kon opvaar na die hemel en sodat hy nou in die hemel kan regeer. Dan die ander vanmôre nog 'n interessante vraag gevra om te sê, maar hoekom sê ons en hoekom sê die Bybel sit aan die regterhand, want God is mos God, hy is mos 'n eenheid. Maar dit gaan daaroor die beeld, onthou ons het nie altyd die woorde om God te beskryf nie. Ons het nie altyd die woorde om uit te druk wie God is nie, en hoe groot hy is en wat hy vir ons is nie. So ons gebruik maar beelde, en dit was maar die beeld van 'n regeerder, 'n koning in daai tyd. As mense gaan kyk na die ou farao's, die mammies van die farao's, as jy sien, daar's altyd die scepter was altyd in die regterhand gewees. Dit was die teken van regeer. En wat ons eintlik daarmee sê is die werk van Jesus op aarde is afgehandel. Sy verlossingswerk hier het hy kom voltooi en volbring. En nou is hy terug by die Vader, hy is weer God, hy het sy goddelikheid wat hy afgestaan het, waarvan Paulus praat in Efesiërs 2, het hy weer teruggeneem, en nou regeer hy saam met die Vader, as 'n eenheid, as 'n godheid. Maar dit beteken, hy is nou in hierdie verhewe posisie, hy is nou op hierdie plek waar hy moet wees, waar hy eintlik altyd was, om saam met die Vader te regeer oor die wêreld. So hy terug in daai posisie, met sy rol, sy taak, oor verlossers afgehandel. Die Hebreërs skrywer skryf ons vir ons daar in Hebreërs 10, as hy sê, die offer wat Jesus bring is 'n eenmalige offer. Hy het nie altyd nodig om weer geoffer te word, sodat ons verlossing kan kry. Daai offer van Jesus was 'n eenmalige, volkome verlossing gewees vir alle mense, vir die wêreld. So ons moet verstaan dat Jesus, God, Vader, Seun en Gees is 'n eenheid. En die Heilige Gees is een van die persone in hierdie eenheid, en hy het 'n belangrike rol. Sy rol is nou die kerk, so die Vader die wêreld geskep het, en die volk in die Ou Testament begelei het, en vir hulle God was, en Jesus gekom het om die verlossingswerk te doen. So is die werk van die Gees, om die kerk nou te begelei, om met die kerk gereed te maak, en voor te berei, sodat ons in die ewige tyd kan ingaan. Daar praat ons van goeie soos vervulling met die Heilige Gees en heiligmaking, waarby ons later in die reeks sal uitkom. En dit beteken dat ons ook met die Gees volgemaak moet word, en dat ons moet leef in afhanklikheid en in beheer van die Gees. Paulus gebruik so mooi uitdrukking daar Galasiërs, as hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. En dit is mos so, as jy nou, die van julle wat nou by daai punt in sy lewe was, wat hy so bietjie meer alkohol ingehaal het, as wat hy moes, weet mos jy raak so bietjie uit beheer uit. Party ouens kry dronk verdriet, hulle word baie hartseer en huil, en ander ouens word baie uitbundig en vrolik, en is die bell of the ball, as hulle baie klankies te veel het, en ander ouens word stil, en ander ouens raak so net aan die slaap. So, maar jy het nie ander beheer vir jouself nie. Jy het nie 'n beheer van jou eie emosies, en jou gevoelens, en jou denke, en jou optrede, en jou handelinge nie. Dit is buite jou. En so wil Paulus uit daai beeld gebruik om te sê, maar ons moet ook onder beheer van die Gees kom. Ons moet nie meer self lees nie. Ek moet nie meer lees nie. Maar die Gees moet nou in my leef. Dit is hy wat in my moet leef. So die eerste belangrike ding waarby ons moet stilstaan vanmôre is die gedagte rondom wie is die Gees? En die Gees is die derde persoon van die drie-eenheid van God. Die tweede belangrike gedagte is om te praat oor wat is die eienskap, hoe lyk die Gees? En dan moet ons dink aan sy goddelikheid. Hy is ook alwetend. Net soos wat die Vader alwetend is, so is die Gees alwetend. Hy weet alles.
'n mens kan daarvan gaan lees in 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, as hy vir ons daar sê, dat hy ondersoek, en hy kyk, en hy ken ons lewe. Want hy is God, hy is waarlik God, en daarom, so wat God ons ken, en alwetend is, so is die Heilige Gees, ook alwetend. Hy is alomteenwoordig. Psalm 139 vers 7 tot 8 staan dit, waarheen sal ek gaan om van die Gees te vlug? En waarheen vlug ek van u aangesig? So, Dawid het al geweet in Psalm 139 dat daar nergens is, dat daar geen plek is waar jy mense kan vlug van die teenwoordigheid van God nie. Hy gebruik dit so mooi, hy sê, gaan ek op na die hoogste hemel, u is daar, gaan ek in die diepste grond, in die aarde is u daar, u is oral, daar is nergens wat ek aan die Here kan wegkom, en die Gees van God kan wegkom. Want God, en deur sy Gees, is ook alomteenwoordig. Daar is nie 'n plek waar jy kan gaan, en waar jy kan wees, waar die Heilige Gees nie is nie. 'n derde eienskap, ek gaan nou nie by almal stil staan, maar ek wil net so 'n paar uitlig, wat vir ons wys op sy goddelikheid, is die almag van die Heilige Gees. Dat die Gees ook almagtig is. In Lukas 1 vers 35 sê die engel vir Maria, dat die Heilige Gees oral sal kom en sy, en die krag van die Allerhoogste sal oral kom en sy sal swanger word. Nou, ons weet vir 'n mens, in ons menslike verstaan, daar is nie so iets as windbestuiving by swangerskap by vrouens nie. Dit werk in plante, maar dit werk nie by die mens nie. En tog het Maria swanger geword. Want dit is vir God moontlik om vir 'n maagd, wat nog nooit gemeenskap met 'n man gehad het, swanger te maak. Want as hy vir jou en vir my kon skep, as hy die vrou kon vat, uit die man uit 'n been kon vat en die vrou kon skep, en die man uit niks kon skep, uit die grond en klei, dan kan hy mos 'n fetus ook skep, kan hy ook 'n saad in die moederskoot maak. God is almagtig, en so ook is die Gees almagtig. 'n derde hoofgedagte wat ek vanmôre wil stilstaan by die Gees, is dat ons moet verstaan dat die Gees se werking was nie net van die Nuwe Testament af nie. Ek het nou reeds vir julle gewys na Genesis 1, reeds by die skepping. Maar daar is baie ander plekke in die Ou Testament waar ons sien dat die Gees besig was om te werk. Dink maar in Exodus. Toe Moses by Laban sy skoonpa kom en vir hom sê, ek weet nie om hierdie volk te regeer nie, het Laban vir hom sê, stel vir jou 70 manne aan, om saam met jou te regeer. En dan roep Moses hierdie 70 manne by mekaar, en dan lees ons in Exodus, dat die Gees van die Here het oor hulle gekom. Selfs 2 van hulle wat nie en daar nog steeds in die kamp teenwoordig was, ook oor hulle die Gees van die Here gekom. So die Gees het ook in die Ou Testament gewerk. Ons lees in Jesaja 11, lees ons ook daarvan, as ons leer dat die Messias beskryf as die een op wie die Gees van die Here sal rus. Die Gees van wysheid, insig, raad, sterkte, kennis en vrees vir die Here. So, die Bybel is vol om te praat, en selfs die Ou Testament is vol om te praat oor die Heilige Gees. Hy het anders gewerk. Die Heilige Gees het in die Ou Testament selektief op mense gekom. Dit was nie op almal gewees nie. Die Here het sekere mense gekies op wie die Gees gekom het, wat 'n sekere doel gehad het, en wat 'n sekere opdrag gehad het, was moes regeer, soos die konings, en die priesters, en die rigters, ensovoorts. Maar die Here het nog steeds, deur sy Gees, ook op mense gekom, alreeds in die Ou Testament. En ons lees daar in Handelinge 1, wat ons nou vroeër by stilgestaan het verlede week, het ons ook gelees dat in die tyd tussen Jesus se eerste, tussen die opstanding en die hemelvaart, het hy ook aan sy disippels opdragte gegee, deur wie? Deur die Heilige Gees. So reeds daar al het die Heilige Gees begin werk, en het die Seun, die Gees ook gebruik om opdragte te gee vir die disippels of die apostels, so wat hulle later genoem sou word. En dan natuurlik is die Nuwe Testament vol daarvan. Ek het nou al verwys na die doop van Jesus, Markus 1, ook in Johannes 1, ensovoorts, paar plekke, waar ons lees van die doop van Jesus, waar hy teenwoordig was, waar hy gekom het,
Jesus in Johannes 14 beloof hy, ook in Johannes 16 beloof hy die koms van die trooster, en dan is dit vol, ek gaan lees by 1 Korintiërs 12 tot 14, waar hy praat oor die gawes van die fees, Efesiërs 4, so kan ons aangaan. Die Bybel, die Nuwe Testament is vol van die werk van die Heilige Gees in ons Bybel, baie van daai tekste gaan ons stilstaan. So die Gees is werksaam en was werksaam wees in die Ou Testament, maar hy het op 'n nuwe manier gekom om die kerk die krag te gee, die insig te gee, te lei, 'n voorspraak te wees vir ons te leer en te onderrig, sodat ons sy werk op aarde kan doen. En ons gaan baie meer daaroor in die week wat kom met mekaar daaroor praat. En dan lees ons besonder hier in Johannes dat Jesus sê, ek gaan die Vader vra sodat hy vir julle die Gees gee, die ander trooster, die Griekse woord parakleet, die een wat kom troos, die een wat vir julle ook in die waarheid sal kom lei. Dis so mooi as jy daai gedeelte daar lees in Johannes 14, dat hy sê, dis nie net dat hy ons kom troos nie, maar dat hy ons in die waarheid kom lei. En Johannes 16 sê hy ook vir ons, so iets soortgelyk as hy sê, die Gees kan vir julle niks anders leer, as wat hy reeds van ons ontvang het, Vader Seun ontvang het, om vir die wêreld te leer. So daarom sê ek baie keer vir mense, wees versigtig as iemand by jou kom en vir jou sê, die Gees het my gesê, ek moet dit en dit en dit doen. As dit nie in die Bybel staan nie, moet jy versigtig daarvoor wees. Want die enigste rigtlyn wat ons het, is die woord van die Here. En die Gees kan nie vir ons iets anders bekend maak, as wat God reeds aan ons bekend gemaak het deur sy woord. So wees versigtig ook daarvoor wat mense sê, dat daar ander waarheid, of nog meer waarhede is, as die woord van die Here. Onthou ons 5 beginsels, waarvan een van die beginsels is, sola scriptura. Alleen in die woord van God kan ons God leer ken. Alleen uit genade, sola gratia, word ons gered. Alleen deur die geloof, sola fide, word ons gered. Sola Christus, alleen uit Christus, deur Christus se kruisdood, kry ons die verlossing. En sola soli Deo gloria, tot eer, alleen tot eer van God leef ons. Dis wie ons as kerk is, dis wie ons as gelowiges, as gereformeerde gelowiges is. Dat ons lewens bou op die woord, gerig deur ons geloof, gerig deur die Gees wat ons lei, alleen deur die genade van God wat ons vrygemaak het in Christus Jesus, sodat ons lewens God kan verheerlik. Dis wie ons is, dis ons identiteit. En die Gees is die een wat ons daardie identiteit kom gee in ons elkeen se lewe. Hy is die een wat met ons hierdie pad kom loop, sodat ons uiteindelik in heerlikheid voor die Here kan kom staan as hy weer kom. Ons praat altyd van dat Advent as die tyd rondom Kersfees, maar ons moet eintlik besef dat ons leef elke dag in Advent. Want Advent beteken om gereed te maak vir die tweede koms van Jesus. En ek en jy leef elke dag in die proses om gereed te wees, sodat wanneer Jesus kom, en ons weet nie wanneer daardie koms is nie. Dit kan vandag wees, dit kan môre wees, dit kan oor 'n jaar, of 10, of 20, of oor 50 jaar wees, of hoe lang dit ook al is. En daarom moet ons elke dag besig wees om gereed te maak vir die koms van die Here. Ek wil julle op daardie noot sommer uitnooi vir môre, vir julle sê, julle is baie welkom om saam met ons die Pinksterreeks te kom vier, te kom deurloop. Daar is die hele week is beplan, dit gaan, Sandra gaan vir ons die program van elke aand, gaan sy vir ons op Facebook sit en op WhatsApp vir ons almal uitstuur. Ek het weer gister vir haar die programmetjie gestuur. So elke aand gaan dit 6 uur wees. Ons gaan praat en stilstaan spesifiek oor die Heilige Gees, die werk van die Gees, vervulling van die Gees,
Hoe ontvang ek die Heilige Gees? Hoe en waar ontvang ek die Gees in my lewe? Wat is die gawes van die Gees? En al daardie dinge wat 'n mens maar altyd vra het oor die Gees. So ons gaan spesifiek hierdie week wat voorlê, gaan ons stil staan daar rondom en ons sluit ons volgende Sondag af met die Pinksterfees waar ons julle almal toe ook nooi. Kom ons word stil in 'n gebed voor die Here. Here, baie dankie dat ons vanmôre so kon stil word rondom die woord en dat ons weer opnuut kan verstaan en weet wie is die Heilige Gees. Die Heilige Gees as een van die persone van die goddelike wese. En daar is net een God wat bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. En dankie dat ons weet, Here, U kom openbaar Uself so aan ons, aan elkeen van ons, dat U as Skepper ook vir my geskep en gemaak het. As mens Psalm 139 van die begin af lees, dan skryf Dawid hoe wonderbaarlik is dit dat U die mens geskep het en dat U die mens gevorm het in die moederskoot. En dat U die mens gemaak het en aan mekaar gewees het. En Here, dis my gebed vanmôre dat U vir ons elkeen opnuut ook dit in my lewe waarheid sal maak. Ons dank U, Here, vir die genade ook vir die week wat voorlê waar ons vir U kom voorbidding doen en vra, Here, dat U ons sal lei daarin. En dat U vir ons elkeen die krag sal gee om ook hierdie week, om die tyd in ons lewe te gee, sodat ons hierdie week sal kan bywoon. En Vader, ons bid dat U elkeen sal stuur wat U wil hê moet deel wees van hierdie week. Dat U vir ons ook die regte mense sal stuur om hier te wees. Vader, ons bring aan U die eer en die heerlikheid en die dank. En ons bid vir ons gemeente en ons vra dat U U hand oor elkeen sal hou. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die Here is voor jou om jou weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms van liefde toe te vou. Die Here is binne jou om jou te inspireer. Hy is bo jou om jou te seën. En so seën die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou vandag en môre en elke dag.